oplos van kwadratiese ongelykhede. Reg, ek sal voorstel dat voordat jy kwadratiese ongelykhede aanpak, jy net seker maak jy is gemaklik met kwadratiese vergelykings. Dis nogals 'n lang video van amper 50 minute oor kwadratiese vergelykings, maar dit is nie moeite werd om net daai video te sit en deur te kyk. Maak tyd om dit te doen en maak seker jy verstaan kwadratiese vergelykings, die oplos van kwadratiese vergelykings voordat jy kyk na kwadratiese ongelykhede. Reg, kwadratiese ongelykhede werk presies soos kwadratiese vergelykings. Daar's twee goed wat bykom. Die eerste ding is dieselfde wat ook bygekom het by lineêre ongelykhede. As jy met 'n minus of 'n minus 'n negatiewe getal eintlik maal of deel, nie plus of minus nie. As jy met 'n negatiewe getal maal of deel, dan swaai die teken om. Swaai die teken. Reg, wat beteken? As ek 'n kleiner as het, dan word dit 'n groter as, en as ek 'n groter as het, dan word dit 'n kleiner as. So as ek maal reg deur met 'n plus of 'n minus in my vergelyking, of my ongelykheid dan om tegnies te wees, dan swaai ek dan net daai ongelykheid om. In plaas van 'n groter as word hy kleiner as. Dis die een dingetjie. En die tweede dingetjie is, as ek nou by die faktore kom onder, waar ek nou my verskillende hakies het, nie is gelyk aan nie, kleiner gelyk aan 0, dan gaan jy nie die 0 faktor wet gebruik soos by kwadratiese vergelykings wat jy gaan sê daai is 0 of daai is 0 nie. Jy gaan 0 punte kry en op grond van die 0 punte, die 0 punte is dit wat jy met die 0 faktor wet kry. So sê nou maar ek het nou gekom tot by x minus 3x plus 2 is kleiner gelyk aan 0. Dan gaan ek nie gaan sê x is 3 of x is minus 2 nie. Ek sê my 0 punte is x 3 of minus 2 en dan moet ek nou nog 'n stukkie verder gaan. Reg. Nou hoe daai stukkie verder werk, daar's twee metodes wat jy kan gebruik. Jy kan gaan kyk na hierdie as 'n parabool, as jy goed is met funksies. Dan hierdie is mos nou 'n parabool met die x-afsnitte by 3 en minus 2. En omdat die x albei positief is, jy weet mos nou as jy op parabool, of jy kan net in jou vergelykingkie kyk ook die stap voordat jy gefaktoriseer het. Maar as jou vergelykingkie se a-waarde positief is, dan lyk die parabool mos nou so gelukkige gesiggie om. En my snypunte van my grafiek is by minus 3 en by 2. En dan weet jy mos nou, groter as 0 is bo die lyn, so dis daai stukkie en daai stukkie. En kleiner as 0 is onder die lyn, so dis daai stukkie en daai stukkie. So as hulle dan nou soek hierdie grafiek, kleiner gelyk aan 0, dan gaan jy skryf x lê tussen minus 3 en 2. Kleiner as 0 is daai stukkie tussen minus 3 en 2. En omdat hy kleiner gelyk aan is, gaan jy daar kleiner gelyk aan skryf. As hy net kleiner as is, dan skryf jy daar net kleiner as. Reg, so, en as hy dan nou, sê nou maar daar, so het hulle nou die groter as gesoek, wat nou die blou gedeelte is, dan moet ek twee aparte versamelingkies gaan skryf, want hier is twee aparte versamelings op die grafiek. Daar is die versameling van daai stukkie, wat alle x-waardes is, wat kleiner of gelyk aan minus 3 is, kleiner of kleiner gelyk aan, afhangende nou van die vraag, en groter as 2. So x is of kleiner as minus 3, of x is groter gelyk aan, ek jok nie 3 nie, 2. Reg, hierdie is vir x is as die funksie wat jy, die ongelykheid wat jy besig is om op te los, kleiner as 0 is, dan sal hierdie jou antwoord wees, en as daai groter gelyk is aan, dan sal daai jou antwoord wees. Hierdie is vir visueel georiënteerde mense wat gemaklik is met hoe funksies werk en hoe die parabool werk en wat verstaan die konsep van bo en onder, maar as ons by funksies kom, daar is in elk geval ook
video's wat gaan spesifiek oor hierdie groter as, die funksie groter as, die funksie kleiner as, definieer die definisieversamelings. En as jy daai deur gekyk het, gaan hierdie hopelik ook vir jou baie meer sin maak. En dan is daar, hierdie is nou 'n baie moeilike metode om te verduidelik. Dis 'n tipe metode wat ek nou afgevee het. Dis 'n tipe metode wat jou visueel georiënteerde leerders baie maklik kry en jou leerders wat tipies goed snap. Wat nie weet hoekom hulle dit weet nie, hulle weet dit net. So hulle sal dalk hierdie verstaan en hulle verstaan nie heeltemal hoe dit werk en hoekom dit werk nie, maar hulle verstaan dit en hulle antwoord altyd reg op grond van net die feit dat hulle kan kyk met 'n parabooltjie vinnig reg. So jy kan dit gebruik, maar die wiskundige metode wat meer akkurate redes gee hoekom dit so is, hoekom dat so is die volgende en ek verkies om met hierdie metode te werk. So ek gaan dit so verduidelik, maar jy sal ook die paraboolmetode kan raak sien in hierdie reg. So ek het my 2 punte, x is 3 en x is minus 2. Nou gaan ek die 2 vergelykingkies wat ek daar het, gaan ek skryf x plus 2 op 2 getalle lyne. Op hierdie getalle lyne gaan ek al 2 kere my kritieke punte gaan aandui. My kritieke punte, ek wil maar die kleintjie eers skryf, want dit is hoe dit op 'n getalle lyn voorkom, is minus 2 en 3, en ek skryf op al 2 hierdie getalle lyne minus 2 en 3. Reg. Nou weet jy, daai reeltjies wat sê 'n plus maal 'n plus is 'n plus en 'n minus maal 'n minus is 'n plus en 'n plus maal 'n minus, jy weet dit. As jy dit nie weet nie, gaan maak ook net weer seker van dit. So nou, wat sê hierdie sin? Hierdie sin sê, 'n getal maal met 'n ander getal moet vir my kleiner as 0, antwoorde kleiner gelyk aan 0 gee. Wat beteken, kleiner gelyk aan 0, dink gou aan 'n getalle lyn, waar's 0? Kom ons sit gou 0 hierin. Op 'n getalle lyn is alles wat kleiner as 0 is mos jou negatiewe getalle, en groter as 0 is jou positiewe getalle. So in woorde sê hierdie sin, ek het 'n produk van hierdie getal maal met daai getal, en dit gee vir my 'n negatiewe getal. So ek weet, ek gaan soek vir 'n plus maal met 'n min, of 'n min maal met 'n plus, as dit vir jou sin maak volgens daai reëls. Omdat hierdie kleiner gelyk is aan 0, beteken dit ek soek hierdie produk moet 'n negatiewe antwoord wees, en omdat dit 'n produk is, moet ek dan 'n plus maal 'n min of 'n min maal 'n plus hê. En dit gaan ek nou hierop evalueer. As daai groter gelyk aan of groter as, dan beteken dit net eenvoudig, ek gaan soek die plekke wat positief is. As dit groter is as 0, dan is dit mos nou positief, en dan gaan soek ek plus maal plus en min maal min, want ek soek positief. Reg. So x minus 3, het ek nou gesê is 0 by 3. So hierdie vergelykingkie, ek verduidelik hierdie stuk nou vir jou mooi duidelik uit, want as jy hierdie verstaan, dit is die einde van die som, maar as jy hierdie verstaan, dan is oplos van kwadratiese ongelykhede nie regtig snaaks nie. Ok, so ek het x minus 3, daarso sit sy nulpunt. So as ek 'n getal kleiner gaan vat as 3, sê nou maar byvoorbeeld 2, wat gaan gebeur? 2 minus 3 is minus 1. Dit gee vir my 'n negatiewe antwoord. 0. 0 minus 3 is minus 3. Dit gee vir my 'n negatiewe antwoord. Minus 1 minus 3 is minus 4. Dit gee vir my 'n negatiewe antwoord. Ek wys net gou-gou vir jou nou die eerste keer, jy gaan dit nie elke keer so sit en uitredeneer nie. Kom ons gaan nog verder verby hierdie nulpunt. Kom ons toets net gou minus 2, minus 2, minus 3 is ook negatief. Dan nou minus 3 is negatief, minus 4, minus 3 is negatief. Al hierdie kant toe van die nulpunt gaan vir jou negatiewe antwoorde gee. As jy waardes hierdie kant toe van die nulpunt gaan instel in hierdie vergelyking, is dit negatief. En as jy waardes hierdie kant toe van die nulpunt gaan instel, dan is die antwoord positief. Kyk gou-gou, as ek 4 instel, 4 minus 3 gee vir my 1. Dis positief.
5 minus 3 is 2, dis positief. 3 minus 3 gaan presies vir my 0 gee. En dit gaan altyd so werk. Dit kan jy nou sommer maar so hou. Dit gaan altyd so werk, dat as jy 'n hakie vat en jy kry sy 0 punt, alles soos op 'n getallelyn waar 0 is, alles aan daai kant van die 0 is mos nou negatief, en alles daai kant van die 0 is positief. Nou gaan alles daai kant van jou 0 punt, as jy dit gaan instel in jou vergelyking, gaan vir jou negatiewe antwoorde gee, en alles daai kant van jou 0 punt, gaan vir jou positiewe antwoorde gee. Dieselfde by hierdie enetjie, daar is x plus 2, is nou daai hakkie, sy 0 punt is minus 2, daar is sy 0 punt. Jy kan gaan 'n paar gaan toets, gaan sit minus 3, minus 4 in hierdie vergelyking, en jy gaan sien, dit gaan vir jou negatiewe antwoorde gee, en enigiets hierdie kant van die 0 punt, gaan vir my positiewe antwoorde gee. Maar nou werk ek nou, nou weet ek waar is hierdie vergelyking. Hierdie pen is nou 'n bietjie droog. Nou weet ek waar is hierdie vergelyking negatief en positief, daai enetjie, en ek weet waar is daai vergelykingkie positief en negatief. Wat soek ek nou weer? Ek soek waar hierdie vergelyking maal met hierdie vergelyking negatief is. So ek wil kyk waar ek hierdie vergelykings met mekaar gaan maal by al die kritieke punte. So as ek gaan sê hierdie kant van minus 2, as ek gaan sê minus maal met minus, dan gaan ek mos nou plus kry. Tussen hierdie twee, presies op hierdie punt minus 2, wat ook al daai vergelyking se antwoord is, hierdie punt is 0. So, op minus 2 gaan hierdie produk presies 0 wees. Dan tussen minus 2 en 3 gaan hierdie produk negatief wees, kan jy dit sien? Want minus maal met plus gee vir my minus. En, as ek nou weer hierso gaan maal, omdat daar 0 maal met wat ook al hierdie antwoord is my hierdie op die getallelyn is nou mos die antwoord. Dit is nou nie, as dit nou nie vir jou sin maak, dat 3 0 is nie. As ek 3 in die vergelyking instel, is hierdie vergelyking 0, dis waaroor dit gaan. So, hier het ek 'n 0 punt, maal met wat ook al hierdie antwoord is, as ek 3 daar instel, wat nou 5 is, maar 0 maal met 5 gee vir my 0. En enigiets wat ek gaan instel groter as 3, gaan by albei van hierdie positief wees, so dan gaan dit 'n positiewe maal 'n positiewe getal wees, en dit gaan vir my 'n positief gee. Reg, hier is nou 'n lang verduideliking, ons gaan dit nie heeltyd so lank doen nie, maar ek hoop nou jy verstaan die hele konsep en alles wat ek nou hier gedoen het. Ek gaan net gou-gou hersien vinnig deur die prosedure. Ek kry die 0 punte van hierdie twee vergelykings wat jy met die 0 factor wet kry. Dan gaan teken ek hierdie twee 0 punte waar x 3 is by x minus 3, want dit is sy 0 punt, en x plus 2 se 0 punt is minus 2. En dan weerskante van die 0 punte, by hierdie 0 punt, alles links van die 0 punt is minus, en alles is negatief, eintlik nie minus nie, en alles regs van die 0 punt is positief. En by hierdie 0 punt, alles links van die 0 punt is negatief, alles regs van die 0 punt is positief. En dan gaan maal ek net hierdie tekens met mekaar met daai plus minus reëls. En nou weet ek, hierdie hele produk is positief voor minus 2 en op minus 2 is hy 0, tussen minus 2 en 3 is hy negatief, op 3 is hy weer 0 en na 3 is hy weer positief. En dan gaan ek nou gaan, en as ek hierdie het, dan gaan ek nou gaan en gaan kyk weer na my vraag. My vraag sê, alles kleiner as 0, so ek soek negatiewe, kleiner gelyk aan 0, so ek soek hierdie punt, waar 0 is, daar is 0, en ek soek ook kleiner as 0 wat negatiewe is, so dis daai. So die versameling waarmee ek werk is dan nou, daar lê hy. Daar is my 0 punt, en kleiner as 0 is negatief is daar. Ek gaan nie met daai getalle werk nie, want hulle gaan vir my positiefs gee. So die x'e waarvoor hierdie gaan kleiner of gelyk aan 0 wees, is waar x tussen minus 2 en 3 lê. En as jy nie seker is hoe om hierdie goeders uit te skryf nie, gaan kyk die videoetjie oor waardeversameling en
nie woordeversameling nie. Intervalnotasie en versameling-keerder-notasie. Ek verduidelik mooi daardie. Hierdie is versameling-keerder-notasie. Reg. Hierdie is versameling-keerder-notasie, maar as jy nou nie daai skryf nie, as jy net dit so vir my skryf, sal jy al jou punte kry. Reg. Of as jy dit nou in intervalnotasie gaan skryf tussen -2 en 3 waar -2 ingesluit is en 3 ingesluit is. Hierdie is dieselfde ding. 2 verskillende antwoordformate wat albei aanvaarbaar is. Reg, so dit is dan nou die antwoord en dit is hoe hierdie werk. Ok, so kom ons kyk gou na 'n paar voorbeeldjies van dit. Hoe dit nou gaan werk en as jy nou hierdie konsep verstaan van wat gaan gebeur. Kom ek vee maar hierdie af. Ok. Hoe gaan die somme nou lyk? Hierdie is nou net wiskunde wat jy gebruik in die somme wat ek nou net vir jou verduidelik het, maar as jy die wiskunde verstaan, gaan jy gaan sien die somme gaan baie maklik wees. Reg, sê nou maar ek het x² minus 4 is gelyk aan 5. Hierdie somme sal vir jou, nee, is gelyk aan nie, kleiner gelyk aan. Hierdie somme is presies dieselfde somme wat ek gebruik het in die kwadratiese vergelykings. Ek het nou net die vergelyking 'n ongelykheid gaan maak. Reg, so ek het x² minus 4 is kleiner of gelyk aan 5. Dan doen ek 'n kwadratiese oplos van vergelyking metode. Ek kry alles aan een kant, presies soos wat ek sou doen as hierdie 'n kwadratiese vergelyking is. En ek vereenvoudig daai nou net so bietjie. En dan wil ek hierdie gaan faktoriseer. Dis presies soos wat jy sou gedoen het as dit 'n kwadratiese vergelyking is. Jy dra nou net in plaas van 'n is gelyk aan, dra jy 'n kleiner gelyk aan teken. En dan gaan ek nou net daai stappie doen wat ek nou net gaan evalueer. My nulpunte is waar x3 is, of waar x minus 3 is. En dan gaan ek nou net gaan kyk, vir x minus 3 en x plus 3 is die twee vergelykingkies waarmee ek daar werk. Dan maak ek getalle lyne met minus 3 en 3. Vir x minus 3 is daai vergelyking is 0 by 3 en hierdie vergelyking is 0 by minus 3. Alles die kant toe is negatief, alles daai kant is positief. Daar is my nulpunt, alles die kant is negatief, alles die kant toe is positief. So hierso is my nulpunte. So is my nulpunte as ek nou die twee met mekaar maal en as ek nou minus met minus maal, dan het ek plus, minus, plus. Dit sal mees van die tyd plus, minus, plus wees. Partykeer kry jy minus, plus, minus. Of plus, minus, minus. Partykeer, maar baie min. Reg. En dan wil ek nou net gaan kyk wat soek ek. Ek soek kleiner of gelyk aan 0. So ek soek negatiewe getalle en 0. So dit is dan nou daai. So ek soek x tussen minus 3 en 3. En dan is x nou kleiner gelyk aan, net so terloops, hierdie sal altyd ooreenstem met daai. As daai kleiner gelyk aan is, dan is hierdie kleiner gelyk aan. As daai net 'n kleiner as is, dan is hierdie twee kleiner asse. Of as jy dit nou in intervalnotasie skryf tussen minus 3 en 3 en hulle is al twee ingesluit. Reg. Dis dalk net die moeite werd om net te gaan spesifiseer. Dit sal vir enige reële getal so werk. Ok, kom ons kyk gou na nog 'n som. (6x) is gelyk aan 3x kwadraat. Ek gaan nog hierdie een en nog enetjie doen. Twee somme, dan is ons klaar met hierdie. Dit werk regtig dieselfde as kwadratiese vergelykings. Is net daai ekstra stukkie aan die einde. En as jy ook net al die kwadratiese vergelyking deel van die som doen, dan behoort jy daarom al van jou punte te kry. Maar gaan doen maar die laaste tot by die laaste stuk. Mens wil altyd mik om sommer alles 100% reg te kry. En dan as jy nou 'n paar goedjies mis, dat jy 90% kry eerder as wat mens nou 60% kry.
Ek voel as jy regtig kan 90% kry, kry dit. As jy kan 100% kry, kry dit. Hoekom dan nou nie? Dit lyk goed op jou CV vir die res van jou lewe. En dit maak ook net dat jy enige ander ding wat 'n onderwyser vir jou verduidelik makliker snap, want enige iets is agtergrondkennis wat jy kan gebruik in ander areas. Reg. So hierso gaan ek nou faktoriseer. Ek gaan haal uit 3x, dan het ek oor 2 minus x is groter as 0. Reg. Nou x se nulpunt is by x. Kom ek skryf net 0 punte, want dit is nie regtig antwoorde nie. Dis net 0 punte wat ek nou gaan gebruik. Reg. So x se nulpunt is by 0. Daai ouetjie, hy is 0 by 0. Die 3 maak nie regtig 'n verskil nie, want 3 kan nie 0 wees nie. En 2 minus x se nulpunt is waar x gelyk is aan 2, want 2 minus 2 gee ons nou vir my 0. So ek gaan skryf net vir volledigheidsonthulwe sommer nou maar die 3x daar, maar as 3x 0 is, dan is x 0, want 3 kan nie 0 wees nie. So my nulpunte is by 0 en 2, so ek gaan skryf dit op my getalle lyne, 0 en 2. Hierdie enetjie se nulpunt is by 0 en hierdie enetjie se nulpunt is by 2. Alles daai kant is negatief, hierdie kant positief, daai kant negatief, hierdie kant positief. En dan is nou my nulpunte. Daar's positief, daar's negatief en daar's positief. En ek soek hierdie produk, hierdie is mos nou die produk. Hierdie produk moet groter wees as 0, so positief, nie 0 nie. As daar 'n is gelyk kon was, dan is 0 ingesluit. So nie 0 nie, dit moet streng groter wees as 0, so streng positief wees. So dit is hierso, waar x kleiner is as 0, of hierso, waar x groter is as 2. Reg, dis nie so moeilik nie. Dis net geweldig baie inligtingkies en nuwe goedjies wat jy nie geweet het nie, wat jy nou in gedagte moet hou en net jou kop op moet fokus. Maar as jy die proses, dit is ook een van daai goed, as jy een keer die proses het en jy verstaan dit en jy kop dit, dan is jy klaar met dit en dan gaan jy dit nie weer nie verstaan nie. Kom ons doen 'n laaste enetjie. Ok, hierdie ouetjie, en hulle sê vir my x mag nie 0 wees nie. Die rede hoekom hulle dit vir my sê is, omdat x daar op 'n breek is aan die onderkant en dit maak hierdie term ongeldig en dan dis nou die hele term ongeldig. Reg. So wat ek gaan doen is, ek gaan net eers regdeur met x maal. Dan het ek x kwadraat minus 6x plus 2 kleiner as 0. Reg. En as ek dan nou dit gedoen het, dan moet ek kan nie hierdie ouetjie faktoriseer nie, so dan gaan ek nou die formule gebruik om my nulpunte te kry. Want ek wil nou x hê, gewoonlik sal jy mos nou faktoriseer, kleiner as 0, maar nou kan ek nie faktoriseer nie, maar ek kan daai 2 nulpunte kry met die formule. So dan gaan ek die formule gebruik om my nulpunte te gaan kry, plus minus die vierkantswortel van b kwadraat minus 4ac op 2a. Ek het hulle uitgewerk in die kwadratiese vergelyking en jy weet mos nou al, jy stel net in, so ek gaan hulle sommer net gou intik en die 2 nulpunte kry. Plus wortel 6 kwadraat minus 4a
is 1 en C is 2 op 2A wat dan nou 2 is, reg. Ek het hulle net nou uitgewerk. As jy nou nie seker is hoe ek hierdie kry, of jy sukkel nou nog met die stappies, of jy pause die video en jy tik dit self in en jy skryf die stappies uit en jy kom nie met dieselfde antwoorde nie, kan jy gaan kyk in die video oor oplos van kwadratiese vergelykings, is hierdie sommetjie ook. Presies hierdie sommetjie net met 'n is gelykhondteken in plaas van 'n kleiner gelykhondteken. En gaan ek nou net daai minus maak op my sakrekenaar en dan het ek 0,35. Reg, so daarso is my 2 nulpunte en dan gaan hanteer jy dit presies so. Ek het nou net nie 2 vergelykingkies nie. Ek gaan nou maar net sê my een x-waarde en my ander x-waarde. En dan is my kleiner x-waarde waar sy nulpunt is by 0,35 en die ander enetjie is by 5,65. So 0,35 en 5,65. Hierso is my nulpunte, jy weet dit nou al hopelik. En hierdie eerste enetjie se nulpunt is daar en die tweede enetjie se nulpunt is daar. Dit sal nie regtig 'n verskil maak as jy nou omgeruil het nie. Ek bedoel, dit sal glad nie 'n verskil maak nie, nevermind nie regtig nie. Ok, en dan is dit nou positief, negatief, positief. Gaan maar deur hierdie prosedure. Jy sal sien, regtig meeste van die tyd gaan dit vir jou plus min plus gee, maar daar is spesifieke gevalle waar dit min plus min of plus min min gee. So gaan maar deur hierdie proseduretjie. En dan het ek nou dit. Reg. So ek wil hê waar hierdie vergelyking kleiner is as 0. So as ek nou my 2 x-waardes vat op my nulpunte, waar dit kleiner is as 0, nie 0 ingesluit nie, is daar tussen 0,35 en 5,65. So jy kan dit nou in enige notasie gaan skryf, maar jy gaan werk tussen 0,35 en 5,65. En dit is dalk die moeite werd om net te spesifiseer. Ek werk met reële getalle. As jy nie spesifiseer nie, kan jy dalk 'n punt verloor afhangende van hoe die memo opgestel is en waar die puntetoekenning gegee is. Reg, so dit is dalk die moeite werd om dit maar net te doen. Ek wil sommer net ter afsluiting van hierdie video vinnig net vir jou wys hoe sal hulle hierdie merk as hierdie nou die som was wat jy gekry het. En dit tel 5 punte. Jy sal gewoonlik 1 of 2 punte kry vir vereenvoudiging in die antwoord kry. So ek sal nou vir jou 'n punt gee vir vereenvoudig en dalk 'n punt of 2 gee vir hierdie antwoord wat jy gekry het. En dan, omdat jy die nulpunte gebruik het, om dan nou te gaan verder vat, sal ek vir jou daar 'n punt gee en dan vir jou finale antwoord sal jy 1 of 2 punte kry. As jy 1 punt kry en jy het dit geskryf so jy dit reg gehad het, as hy 2 punte tel en jy het nie hierdie geskryf nie, sal jy nou daai punt verloor. So dit is min of meer hoe jy dit gemerk sal kry en waarvoor jy sal punte kry vir so 'n tipe som in graad 11 of 12. Hy kan so 5 of 6 of 7 punte tel, dalk partykeer selfs 8 punte. As hy nou hierdie is 6, as hy 8 punte getel het, sou ek vir jou bo en jou onderlimiet in hierdie 'n punt gegee het en daar. En dan nou vir hierdie en vir daai en daai. Jy sal dalk nou nog vir die stappietjies wat jy gebruik het of die feit dat jy die formule gebruik het, daar ook nog 'n punt kry. Dit is nou vir kwartaaltoets sal jy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punte kry. Vir die eindeksamen, veral op graad 12 vlak, sal jy, hulle is baie eng met punte partykeer daar, sal jy 1 of 2 punte kry vir alles wat jy gedoen het tot hier toe. Vir die vereenvoudiging, standaardvorm geskryf en die formule en die instel sal jy 1 of 2 punte kry. Ek sou daarom sê 2 vir die standaardvorm 'n punt en dan vir die antwoorde wat jy gekry het 'n punt en dan nou
vir jou antwoord in hierdie formaat sal jy 'n punt kry. Sê nou maar 'n punt vir daai 2 of dit hang nou af van departement tot departement, of 'n punt vir daai en 'n punt vir daai. En as jy dit nou in intervalnotasie geskryf het, sal jy ook jou punte kry. Intervalnotasie is mos nou outomaties in reële getalle, so jy kry daai en hierdie is dan nou uitgesluit, dan sal jy 'n punt kry vir daai en 'n punt kry vir daai. Reg, so dit is kwadratiese ongelykhede. Dit is nie so moeilik soos wat jy partykeer dink dit is nie. Dit is regtig nie so moeilik nie. Dis net 'n paar klein goedjies wat jy net moet weet en wat jy net moet onthou en wat jy maar net moet oefen. Maar kwadratiese ongelykhede is regtig nie iets om voor bang te wees of iets om heeltemal uit te los of te besluit ek gaan dit nie doen. Want dit is nie so erg nie.